Goeiemôre geliefdes. Ons kuier weer saam rondom die skrifporsies en vandag is dit skrifporsie nommer 4, Waira, en my naam is Stefanie van Olyftak Bedieninge en Tehillah Studiesentrum en ons bied met liefde hierdie skrifporsie vir u aan. Kuier gerus saam met ons vir die volgende klompie minute sodat ons saam Abba se woord kan open. Waira beteken en hy het verskyn, hy met 'n hoofletter wat Abraham aanvaar het, is ons hemelse Vader, Yod-Heh-Wav-Heh. In hierdie porsie gaan ons uit die Torah, die eerste 5 boeke lees, uit Genesis 18 vers 1 tot 22 vers 24. Dis 'n lywige gedeelte. Uit die profete lees ons uit 2 Konings 4 en uit die goeie nuus lees ons uit 1 Petrus 2 en Hebreërs 11 soos verlede week. Baie welkom weer eens by hierdie skrifporsie wat ek in Afrikaans vir u bied. En kom ons bid net eers saam. Abba Vader, baie dankie dat u woord vir ons oopbreek, dat ons u woord kan oopmaak nog in vryheid. Help ons om dit te waardeer en dankie dat u ons leer deur die Ruach HaKodesh, deur die Heilige Gees. Maak ons gees en ons harte ontvanklik vir u boodskap vandag. Ons vra dit alles in die naam van ons Verlosser, ons Koning, ons Messias wat ons op die wolke verwag, Beshem Yeshua. Halleluja. Hierdie is 'n baie lywige porsie en ons sal vandag skaars aan die oppervlakte raak. Maar gaan lees gerus gedurende die week al die volledige skrifgedeeltes en kyk hoe Abba Vader oor en oor, net soos ons in die verlede, aandring op geloof, emunah, en hoe hy sy genade aan ons bewys en in oorvloed oor ons giet. En indien u nie deur die week dit gelees het nie, gebruik gerus Shabbat, want dit word tydens Shabbat dwars oor die wêreld gelees vir 24 uur. Dis eintlik so wonderlik. Ek gaan dit kortliks vir u opsom, die Torah gedeelte. In verlede week se porsie kon ons sien hoe Vader sy verbond met Abraham sluit en hoe Abraham word en Sarah. In Afrikaans noem hulle in party vertalings dit Sarai, maar dis Sarah met 'n H aan die einde. Abba Vader het die hy van sy naam, die Hebreëse letter, die 5de letter, wat ook genade beteken, by hulle name gevoeg. Is dit nie wonderlik nie? Net nadat Abraham gehoorsaam aan Yod-Heh-Wav-Heh, God se voorskrifte was en homself en sy manlike familielede besny het, hulle noem dit die Brit in Hebreëus. Ek glo hy was nog ongemaklik en in pyn. Sit Abraham op die heel warmste deel van die dag in die deur van sy tent in Mamre. Jy kan gerus op die kaart gaan kyk, waar is Mamre? Skielik verskyn daar 3 vreemdelinge op die horison. Let wel, Abraham is op hierdie stadium 99 jaar oud. Abraham se gasvryheid ken geen perke nie en hy onthaal sy 3 gaste wat hy herken as Yod-Heh-Wav-Heh, wat aan hom verskyn in die vlees. Abraham kry by Abba Vader die versekering dat hy 'n vader van baie nasies gaan wees en dat Sarai of Sarah dan swanger sal word en oor 'n jaar sal hy pa van 'n seun wees.
Hy het toe alreeds Ismael gehad, en dit was nie in Abba se wil nie. Daar is 'n ander storie, wat ons eintlik hartseer maak, want die mens het probeer self dit hanteer. En tot vandag toe is die afstammelinge van die Ismaeliete bitter teenoor die Jode as gevolg van die feit dat hulle voel Vader Abraham het hulle in die steek gelaat. Abraham sit voedsel voor aan die 3 gaste en hulle eet. Toe hy hulle vir Sarai verduidelik dat sy oor 'n jaar 'n moeder sal wees, lag sy in haar binneste daaroor. Sy het gevoel op haar ouderdom is dit onmoontlik, maar Jotai sê weer aan hulle in Genesis 18 vers 14, sou iets vir Jahwe Jotai te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek aan jou terugkom en Sarah sal 'n seun hê. Hierdie is uit die ou vertaling geneem. Ek lees ook vir u uit Romeine 9 vers 9, want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal 'n seun hê. Voordat Jotai in die 4 persone vertrek, openbaar hy ook aan Abraham dat Sodom en Gomorra verdelg gaan word, as gevolg van die gruwelike sondes daar. Abraham probeer om vir die mense in Sodom en Gomorra in te tree en te pleit vir Vader se genade. Maar Vader kry nie eers 10 regverdige mense in daardie stede nie. Hy, ons Vader, red wel net Lot en sy dogters. Lot se vrou verontagsaam die opdrag van Vader se boodskappers deur om te kyk na die vernietiging van die stede. Sy was te lief vir Sodom en Gomorra. Sy verander onmiddellik in 'n soutpilaar. Ek het daar vir u 'n prentjie gesit. Volgens die oorlewering is dit die plek waar Lot se vrou in 'n soutpilaar verander het. Die res van ons porsie word gewy aan Sara, wat deur Abimelech, 'n Filistynse koning, geneem word, omdat Abraham lieg. Kan jy dit glo? En vertel, dis sy suster. Maar voordat hy haar kan onteer, dis nou Abimelech, verskyn Jotai aan hom in 'n droom. Ja, hy kan ook aan die Filistyne verskyn, om hom te waarsku, om Abraham se vrou aan hom terug te gee. Abraham het eintlik nie gejok nie, want sy was gedeeltelik sy niggie, maar hy moes eerlik wees en sê dit is my vrou ook. Abimelech kom toe en hy gee aan Abraham geskenke. Abraham tree weer in vir Abimelech, en waarna Jotai Abimelech genees. Ons sien ook die hartseer saga van Hagar en Ismael. Gaan lees dit gerus self op die eie. Een van die hoogtepunte van hierdie porsie is verseker Isak se geboorte, as ook Jotai se skrikwekkende opdrag aan Abraham om Isak te gaan offer. Abraham word beloon vir sy gehoorsaamheid, sy shama, wat beteken heer en obey, hoor en doen, en sy vertroue, sy gasa, sy vertroue op of aan Jotai. Ons Vader voorsien 'n ram om geoffer te word, wat vasgesit het agter in 'n bos, sy horings. Hierdie plek noem Abraham Jotai Jireh, Jahwe Jireh, Jahwe sal voorsien. Genesis 22 vers 14. En Abraham het die plek genoem Jahwe sal voorsien, Jahwe Jireh, sodat vandag nog gesê word, op hierdie berg van Jahwe sal dit voorsien word. Kom ek leer vir u 'n paar nuwe Hebreëse woorde.
Jireh, Yahweh sal voorsien. Dan Chassa beteken om te vertrou, to trust. The Lord, Yahweh, is my rock, and my fortress, and my deliverer, my Elohim, my God, my strength, in whom I will trust. Psalm 18 vers 2. This word has the meaning of to lean on someone or something. Dit nie wonderlik nie. Abba toets my so baie hieroor of ek hom ten volle sal vertrou. En 'n ou tannie het gesê, sy hou nie baie van Engels nie, maar die Engelse woord trust is vir haar wonderlik, want dit is rus tussen twee kruise. As ons dink dat ons Messias in die middelste kruis vir ons betaal het. Die tweede woord wat ek weer vir u wil beklemtoon is Shama, Shin, Mem en Ayin, om te hoor en te doen, to obey and to do, hear and do. So dis nie net hoor nie, dit is gehoorsaamheid. Ek lees vir u uit Deuteronomium 13 vers 4 in Engels. You shall walk after the Yahweh your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and you shall serve him, and cleave to him. Geliefdes, in die profete en geskrifte gedeelte, lees ons graag uit 2 Konings 4. Gaan lees asseblief die hele gedeelte, dit is so kosbaar, vers 1 tot 37. Ons kyk steeds na die tema, Vader voorsien. Hierdie gedeelte ken ons ook baie goed. Hierdie is ook 'n gedeelte wat spreek van Vader se voorsiening. Yahweh Jireh, daar is dit in Hebreëus, en hierdie week het dit spesifiek ernstig tot my gespreek. Van die weduwee wat sy kruike vol geword het. Die vrou wat by die profeet Elisa kom pleit het, omdat haar skuldeisers haar seuns wil wegneem as slawe, omdat sy hulle nie kon betaal nie. Vader het in oorvloed van olie gegee. Hoe wonderlik voorsien hy nie. En in hierdie week kan ek ook getuig hoe hy vir my voorsien het. Halleluja, en prys sy naam. Elisa is ook ontbied deur 'n Shunammitiese vrou in nood, wie se seun siek was. Vader het Elisa gebruik om die seun te genees. Shunem vandag. Shulam is 'n klein dorpie naby Nasaret in Israel. Vader kan wonderwerke in ons lewens verrig. Glo jy dit? Ek wil graag vandag daarop staan vir myself en vir jou. Halleluja. Dis wat ons uitgekies het in goeie nuus is 2 Petrus 2 vers 4 tot 11 en Hebreërs 11 vers 13 tot 19. Dit sluit so aan by ons tema dat Vader voorsien. Hy verskyn aan ons en seën ons as ons na hom roep. Die gedeeltes is geskryf deur 2 van Yeshua se volgelinge. Petrus se eerste brief wat die doel van ons lewe aanspreek. Ons moet soos heilige priesters van Yahweh lewe. Sjoe, geliefdes, die Engelsman sê dit is 'n tall order. Maar as ons 'n heilige priesterdom is, 'n set apart priestly generation, dan moet ons Shama, ons moet gehoorsaam. Koninklike priesters en heilige afgesonderde nasie. Dit is wat Abba van ons verwag. Onthou julle dat ons laasweek uitgeroep het, is uit die wêreld. Leg-gaan, om afgesonder en heilig vir hom te leef. En dan maak ons nog foute,
Ons verlosser Yeshua het vir ons die prys betaal op Golgotha en ons kan bely en weer ons tot hom draai. Hebreërs 11 vers 17. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, bereid was om Isak te offer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggebore as offer aangebied. So het ons hemelse Vader werklik sy seun vir ons laat offer as paaslam. En daarom kan ons na hom toe draai vir sy genade. Is ons bereid om op die beloftes van Vader te vertrou? Is ons bereid om onsself te offer, sodat ons heilige priesters van hom kan wees? Dit wat hy van ons vra. Vader, ons wil onsself voor u offer. Dan vra Vader, is ons bereid om uit te stap en 'n afgesonderde lewe vir hom te lewe? Sjoe, dis 2 belangrike vrae wat u net aan uself kan antwoord. Ek het vir u 'n skyfie gelaat waar u u eie antwoorde kan opsit. U kan dit uitprint. En wanneer ons onsself offer, sal hy die olie voorsien. Dankie Abba, ons prys u naam. Abba Vader, en ons is verstom oor die wonderlike intense les wat hierdie was. Gee ons asseblief u genade en u ruach, u Heilige Gees, om ons van vooraf en ten volle aan u te wy. Om ons ou lewe agter ons te sit, tot die nuwe, afgesonderde lewe as priesterdom, sodat ons op die nuwe en heilige pad, die pad van waarheid, van koninklike priesterdom kan lei. U kan ons daarop lei. Ons kan nie alleen nie. Vader, gee ons asseblief die vertroue en gehoorsaamheid om u te volg ten alle koste. Trust en obey. Ons vra dit in nederigheid in die naam van ons Messias, Beshem Yeshua en Halleluja. Liefdes, hier is die bibliografie wat ek gebruik het vir navorsing. As u verder u eie navorsing wil doen, ek luister graag na the Rabbi Sam en ek wil graag vir u vra dat u soos wat u deur die porsie gaan, ook ons webwerf besoek. Dit sal onderaan die video wees en kontak ons gerus as u deel van ons wonderlike bediening, aanlyn bediening wil wees. Volgende jaar gaan ons as Tehillah Studiesentrum ook 'n volwaardige studiesentrum wees met wonderlike leringe. Kontak ons gerus. As u op die webwerf gaan, sal u sien die verskillende kursusse wat ons gaan aanbied. En ons eer Abba se naam dat hy vir ons dit sal oopbreek. Shalom tot volgende week, geliefdes, en mag u 'n wonderlike Shabbat en week beleef.